Einstein kuier steeds op die strand by die pikkewyne en hy gaan vir ons vandag help ontdek oor die uitroepteken. Leni lees is baie opgewonde. Sy kan nie wag nie. Sy gaan vir die heel eerste keer na lewe na 'n ligdoring toe. Daar aangekom het sy dadelik geweet. Sy wil bo op hierdie toring sit. Graad 1, 2 en 3, julle gaan reeds gekonfronteer word met 'n leesteken wat soos die ligdoring lyk en ons noem dit die uitroepteken. Dit is baie eenvoudig en jy hoef glad nie kop te krap om hierdie een te verstaan nie. Sy span al haar kragte in en vlieg tot bo. Stokflou, maar baie gelukkig roep sy toe uit. Jippie! Dis slegs een woord en al wat jy in graad 1 hoef te weet is dat daar 'n uitroepteken soos hierdie ligdoring na die uitroep kom. Sy kry haar asem terug en probeer weer. Jippie, ek het tot bo gevlieg. Omdat sy so hard uitgeroep het, is daar 'n uitroepteken na die jippie. Dan begin daar weer 'n nuwe sin na die uitroep en daarom begin dit met 'n hoofletter. Leni skree sommer nog 'n boodskap van pure blydskap. Hoera! Nou kan ek my duike oefen. Hier sit ons net eers 'n komma na die hoera en dan die uitroepteken aan die einde van die sin. Leni lees sê dat jy self kan kies watter een van hierdie twee maniere jy hierdie uitroepteken wil gebruik. Wees wakker. Dalk duik Leni later van die toring af. Wie sal weet? Graad 1s moenie bekommer nie. Al wat jy weet, die uitroepteken lyk soos ons ligtoring en wanneer ons 'n uitroepwoord gee, gebruik ons die uitroepteken aan die einde van die sin. Jippie! 'n Voorbeeld. Ons gebruik net een woord as 'n uitroep en daarna staan die uitroepteken. Nou verduidelik ons hier weer die twee opsies wat jy het waaruit jy self kan kies. Jippie, dit is vakansie! Kan julle sien ek het 'n komma na jippie gesit in die tweede sin en die uitroep aan die einde. Dit is taalkundig aanvaarbaar. Of jy kan opsie 3 kies. Jippie! Dit is vakansie. Waarskynlik wanneer jy lees, gaan die klem 'n klein bietjie verskil in die twee sinne, maar die betekenis gaan min of meer dieselfde bly. Die eerste sin gaan jy die hele sin as 'n uitroep lees. Die tweede sin, jippie, met die uitroepteken en dan dit is vakansie, gaan die klem waarskynlik in jou stem wees net op die woord jippie. En eintlik, dit is vakansie, gaan die verduideliking wees waaroor jy so opgewonde is. Dit is 'n tegniese punt. Jy kan self kies watter een jy in jou skryfstukke wil gebruik. Maak net seker dat wanneer jy baie opgewonde is, emosie wil beklemtoon, 'n uitroep gee, dat jy wel van die leesteken die uitroepteken gebruik maak. Kom ons kyk gou weer, hoe kan ons aan die einde van 'n sin 'n leesteken gebruik? Ons kan gebruik 'n punt, 'n vraagteken en 'n uitroepteken. Ons is nou by ons uitroepteken. Die uitroepteken word na 'n uitroepsin gebruik. So wanneer jy iets skree of baie hard sê, gebruik jy die uitroepteken om die emosie aan te dui. Al wat belangrik is vir grondslagfase is dat sodra hulle hierdie tipe leesteken in leesstories sien, hulle dit kan identifiseer en kan verstaan. En as hulle dan baie oulik raak, kan hulle dit selfs in hulle eenvoudige leesstukke begin gebruik. Ons gaan eers in graad 4 en 5 verder fokus. Vir nou is dit al wat jy hoef te weet. Graad 4 en 5, nou duik ons 'n bietjie dieper saam met Leni in die water. Leni staan bo op die ligtoring. Leni se ma staan en kyk en sy is baie benoud. Sy skree vir Leni: "Klim dadelik af!" Want sy is bekommerd oor Leni se veiligheid. Dus gee sy nou 'n bevel vir Leni: "Klim dadelik af." Dit is 'n bevelsin. Wanneer jy die tronk besoek en leer oor sinskonstruksie, gaan jy verstaan wat 'n bevelsin is.
En dit, maatjies, maak jou ook bewus daarvan dat taal nie apart funksioneer nie. Jy het soms voorkennis van 'n ander afdeling nodig om hierdie afdeling baas te raak. En so gaan kietsitspelling jou help om al hierdie blokkies stukkie vir stukkie te bou sodat jou huisie aan die einde kan stewig staan. Weet net, 'n bevelsin word ook met 'n uitroepteken soos die ligdoring geskryf. Kom ons kyk na 'n tipe bevel. Klim dadelik af. Dit is wat Leni se ma vir haar geskree het. Kom hier. Dit is gewoonlik wat jy 100 keer op 'n dag hoor wanneer jy met iets besig is waarvan mamma nie hou nie, of dat sy weet jy is besig om 'n bietjie moeilikheid te maak. Doen jou huiswerk. Dit is natuurlik nadat mamma jou 7 keer gevra het om asseblief jou tas uit die kar uit te laai, by jou lesenaar te gaan sit en soet jou huiswerk te doen. Is haar geduld aan die einde en sy skree: "Doen jou huiswerk!" want haar geduld het opgeraak. Kyk gou mooi hoe skyn die lig uit die ligtoring. Kan julle sien in graad 1 tot 3 was die lig nog afgeskakel, want ons het nog nie gefokus op ware beklemtoning nie. Hier skakel ons nou die lig aan, want ons wil emosie beklemtoon en dit is die sinne waarin ons die uitroepteken gaan gebruik. Luister nou wat gebeur volgende in Leni se avontuur. Soos alle kinders kan julle dink, Leni het nie versigtig treetjie vir treetjie van die ligtoring af beweeg nie. Leni het haar mamma gesien en sy het besluit sy is heeltemal te opgewonde om te duik. Sy duik toe, eensklaps binne in die water in. Sy kom op en sê: "Ek is so gelukkig." Met die uitroepteken beklemtoon sy haar emosie. En dit is die derde plek waar ons die uitroepteken gaan gebruik. Wanneer jy enige emosie wil beklemtoon, is die uitroepteken die leesteken wat jy nodig het vir sukses. Voorbeelde is: "Ek kan nie wag nie." Hier is die emosie self nie beskryf nie, maar die sin dui daarop dat iemand baie opgewonde uitsien na iets wat gaan gebeur. Daarom gebruik ons die uitroepteken om dit aan te dui. Die tweede sin: "Dit is wonderlik," beteken dalk het hierdie persoon goeie nuus gekry. Hoe sal ons weet? Dit sal in die konteks van die leesstuk vir jou duidelik wees wat die betekenis is van hierdie emosie. En die derde sin: "Dit is die beste nuus," beteken weer hierdie persoon het goeie nuus gekry en dit maak hulle opgewonde. Anders sou dit dalk gewees het: "Dit is baie slegte nuus." So, wees net verseker, wanneer jy emosie wil beklemtoon, mag jy jou uitroepteken gebruik om dit aan die leser oor te dra. Ons het reeds verwys aan die 3 maniere hoe ons kan eindig in 'n sin: punt, vraagteken en uitroepteken. Die uitroepteken het ons reeds verduidelik aan na 'n uitroep gebruik word. Let net op die verskillende voorbeelde. Wanneer net 'n woord soos 'n tussenwerpsel gebruik word, eina, is daar 'n uitroepteken. Jy kan ook skryf eina, dit was seer. Of jy kan skryf eina met 'n uitroepteken. Dit was seer, ook met 'n uitroepteken. Of nog 'n voorbeeld sou wees, eina met 'n uitroepteken, dit was seer met 'n punt. Dit is belangrik dat jy die begrip wat jy wil gebruik reg oordra. Jy kan besluit waarom hierdie oulike uitroepteken wat soos 'n ligtoring lyk in jou sinne te gebruik wanneer jy skryfstukke skryf. Na 'n bevelsin soos Leni ma wat gestaan het, kyk het na Leni en benoud geword het en toe gee sy die opdrag of die bevel: "Klim dadelik af." Daar is ook 'n uitroepteken. En natuurlik die derde een, om emosie te beklemtoon. Ons ligtoring se lig is dit wat vir ons wys ons beklemtoon iets. En dit is byvoorbeeld 'n sin soos: "Ek is so opgewonde." Dit beklemtoon die emosie van opgewondenheid. Daarom is uitroeptekens eintlik baie eenvoudig en weinig kinders sukkel om uitroeptekens uit te ken in 'n leesstuk. Net soos Leni se ma dalk 3 uitroeptekens sou wou sit toe sy vir Leni geskree het: "Klim dadelik af," want haar benoudheid
was baie erg en haar hart het in haar keel geklop. Wil ons julle waarsku dat die oorgebruik van die uitroepteken nie taalkundig korrek is nie. Moet asseblief nie, wanneer julle skryfstukke skryf, sommer 3 uitroeptekens skryf nie. En hier het die digitale era ons nie 'n guns gedoen nie, want ons sien te dikwels kommunikasie van skole na kinders, na ouers, van vriende tussen mekaar, waar daar herhaaldelik die uitroepteken in rooi aangedui word om die erns van die saak te beklemtoon. Dit is taalkundig nie korrek nie. Daarom, jy gebruik altyd net 'n enkel uitroepteken. Anders gaan juffrou dalk ook voel of sy 3 rooi strepe op die papier wil trek. Alle erkenning gaan aan al die bronne wat ons gebruik het om hierdie les vir julle saam te stel. Uit ons navorsing het dit vir ons voorgekom dat dit regtig nie so eenvoudig is om altyd by die regte antwoord uit te kom nie. Daarom wil ons ten sterkste aanbeveel, as jy 'n enkele bron moet kies, waar jy iets wil naslaan of die regte antwoord wil gaan soek, beveel ons definitief die Afrikaanse woordelys en spelreëls vir Afrikaans aan. Dit is 'n baie betroubare bron en waarskynlik die plek waar jy die meeste inligting bymekaar gaan vind. Die res van die bronne is ook baie behulpsaam, maar met die inligting oorlading wat ons tans het, waar ons toegang tot alle bronne het, is ouers en onderwysers soms huiwerig om te weet waar om te begin. Ons het nie tyd en ure om al die bronne deeglik deur te werk nie. Daarom is hierdie Kids at Spelling se aanbeveling. Maak seker jy bly bewus daarvan dat Kids at Spelling se materiaal kopiereg op het. Maak ook seker jy het reeds ons eerste produk oor leestekens aangekoop in ons aanlyn winkel. En dit is ons Pikkewyn eiland vir die grondslagfase, waar jy eerstens uitwerk na watter huisie toe jy verhuis en daarna die bordjie omdraai en met Leni Pikkewyn stap na die toepaslike leesteken wat jy nou leer, naamlik die uitroepteken. En hou julle oë oop, daar wag 'n opwindende nuwe speletjie wat al grondslagfase se leestekens op een opwindende manier gaan uitspeel in 'n bordspeletjie. Sodra dit gereed is, sal dit in ons aanlyn winkel beskikbaar wees.